bring my trooster. Kom ons Skepper Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here vir die teenwoordigheid vanaand, Here. Here, die Gees is so tasbaar vanaand, Here. My gebed is dat die elkeen wat opgekom het vanaand, Here, opnuut sal vervul met die Gees. Here, ek dink hier na aanraking van die Here. En ek glo ook so elkeen wat opgekom het vanaand. Here, ek spreek die seën uit vir elkeen wat opgekom het, Jesus. In groot en heilige naam. Amen. Wat 'n voorreg om hier net vanaand by julle te kan wees en maar die gemeente waar ek tot bekering gekom het, was ons nog in die skoolsale gewees. Ek kan nie onthou hoeveel jaar terug was, ek was nog jonk en mooi daai tyd. Nou is ek net eng. Dankie vir jou wat gelag het by die grappies van. Baie dankie pastoor Andries. Pastoor Andries my bel en vra dat ek moet bedien te dog ek persoonlik in my eie lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ou gaan ons maar so weer op en af sien. Dan begin die wêreld nou weer so 'n bietjie intrek en ek praat nie van die wêreldse ding en dit het ons lankal oorwin, maar ek praat nou van waar spandeer jy jou tyd, jy weet, en ons tog so besig met die werk en goed as dit ou vergeet my, hierdie is maar eintlik waaroor dit gaan en weet om op te kom op so 'n koue aand wil ek regtig vir jou 'n pleintjie gee en elkeen wat die moeite doen om in te log daar op die internet. Dis nie maklik om in 'n weekaand vir alle maandags aan te besluit om kerk te kom. Weet as dit 'n lekker somersaand was dalk miskien, maar dit was baie koud geweest, hoor. Of was dit net ek? Dis baie koud, dis baie moeite om kerk te kom. So ek wil vir julle sê baie dankie en ek wil ook vir elkeen wat op die radio luister sê baie dankie. Net voor die tyd hier agter in die bidkamer praat ek met pastoor Japie wat gister bedien het en ek sê vir my, maak nie vir ou moeilik jy want al die skrifte uit die hele Bybel uit gebruik wat gaan oor Pinkster. So ek weet nie wat los is om ons ander hoor nie. Sterkte vir jou wat môre aan bedien. So. En die Here gee vir my die Heilige Gees bring lewe. Kom ons kyk na punt nommer 1. Hy sê wag vir krag. Ons lees saam daar uit Handelinge 1 vanaf vers 7. Hy sê en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En ek dink dit is een van die bekend, jy kan maar terug en ek gaan net so klein bietjie daarso praat. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou, ek weet daarom die partykeer as ek die regte krag kry, dan gaan dit nie baie goed gaan soos in die verkeer nie. Maar ek dink nie, hy praat van daardie krag nie. Die krag waarvan hy daar praat is, wat die Heilige Gees vir my en jou kan kom gee, en die krag is eintlik deursettingsvermoë. Daai kragwoordjie daarso beteken, sodat ek en jy kan aangaan, sodat ek en jy kan deurdruk. Want dit is nie so maklik om, in my opinie, om getrou te wees aan Christendom. As jy 'n baie goeie groot supportstelsel om jou het en ouens wat mekaar optel, maar kom ek sê vir jou, hier by die kerk is dit redelik maklik, as ons by hierdie deure aanstap, die salwing en die pastore en almal het hulle gesiggetjies aan, ons is by die kerk. Maar hier is dit maklik. Die challenge kom wanneer jy by die werk is, of in die spar en die ry is, of so iets. Kom ons skryf aan. En ek wil hier 2 spesifieke versies aanhaal, en ek wil klem lê op die 2 woorde, wanneer ek dit lees, wil ek julle moet mooi kyk na die woordjies eendragtig. So in Handelinge 1 vers 14 sê hy die volgende, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Nou, vers 14
Kom ons praat net gou so 'n bietjie, ons gaan dit nou weer doen met die oordenking na hierdie punt van wag vir krag. Is dat dit is die laaste maal in die Bybel wat daar gepraat word van Maria, tydsgewys. Hierna verwys die Bybel glad nie weer na Maria nie. Dit verwys vir ons na hier is nou 'n einde van 'n sekere tyd en die begin van 'n sekere tyd. Handelinge 2 vers 1, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En ek dink dit is een van die groot probleme, en ek wil net so 'n bietjie stilstaan by eendragtigheid. Julle weet dat daar op hierdie aardbol op die oomblik, en as jy jou foon vat, as jy daar by die huis sit, en jy net so 'n bietjie Google en dan sê hoeveel gelowiges is op aarde, en dan sien jy daar so dat hulle sê, party van hulle sê 4,000, ander van hulle sê 10,000. Maar die feit van die saak is daar kan net een van hulle wees wat reg is. Nou almal van ons wat hierso sit vanaand glo ons is in die regte geloof, by die regte kerkies en die regte gebou. Want hierdie God van ons doen vir ons fantastiese goeders. Hy bring vir ons die Heilige Gees waarvan ons vanaand gaan praat. Maar ek wil net so 'n klein ding daarop eendragtigheid. Eendragtig. Want ek praat met baie mense nê wat seer gekry het in kerke, en dan noem hulle ons ouens wat hier sit, hulle noem ons skynheiliges. Hulle noem ons agterbaks. En dis nie iets niks nie, of is iemand al iets anders gehoor. Maar ongelukkig onthou ons altyd net die slegte goed, né? Hulle sê ook baie goeie goeders van ons. Maar eendragtig. Hulle was eendragtig saam gewees. Jy verstaan ons Christene wat dit is. Jy weet, ek dink partykeer ons kan leer by die bike of ouens en baas en pad. Ons kan daar gaan leer. Daar is eendragtig. En ek wil nie ons Christen nie, kom ek sê vir julle, daar's baie goeie goed wat in die Christendom gebeur, en ons baie goeie goed wat binne in kerke gebeur. En jy weet wie die verskil gaan maak, is ek en jy. Janie, ek moet jou rug hê, jy moet my rug hê. 'n Ou van my skinner hier om sê hy, of as 'n ou van jou skinner moet ek sê hy. Hy is my broer. Ja, hy was dalk so gewees, maar definitief nie meer so. En eendragtig, en kom ons praat net gou oor Pinkster. So Jesus vaar op na die hemel toe. Sorry julle. Jesus word gekruisig, 40 dae daarna is hemelvaart, en dan 10 dae daarna, dan is dit die uitstorting van Heilige Gees. Sê vir julle moet gaan wag. Nou ek het nogal simpatie met hierdie ouens. Hulle wag 10 dae voordat dit die uitstorting van die Heilige Gees is. Maar hulle was daar in die boortrek, ek is nie 100% seker hoe lank nie. Die woord sê hulle daar waar Jesus opgevaar het na die hemel toe, 'n Sabbatsreis gevat, en toe is hulle na die boortrek en daar sit hulle en wag. Niemand het 'n klou wat aangaan nie. Ek en jy weet dit op die 10de dag. Daarom jy daar gesit in afwagting op die Heilige Gees, en het nie geweet wat gaan gebeur nie. Jy sit daar vanaand hier so net gehoor van Pinkster, en jy hoor van uitstorting van die Heilige Gees, en jy hoor goed soos spreek in tale en al sulke goed. Jy het ook nie 'n idee wat om te verwag nie. Weet julle wat? Ek het ook nie 'n idee wat om te verwag nie. Altyd wat ek weet is ek wil net nie whatever gebeur vanaand, moet nie fake wees. Want wat bereik ons met dit? Maar weet jy waar gaan dit begin? Waar gaan ons hierdie krag van God af ontvang? Wanneer ek en jy eendragtig is. Dit beteken jy met die ou wat langs jou sit, vertrou. Nie met die ou wat langs jou sit kan vergewe. Nog verder is dit. Jy kyk net vir ou man, kyk aan die kant toe. Jy moet daai ook kan vertrou, want hy's 'n medebroer, hy's 'n mede-Christen, hy's iemand wat alreeds vervul is deur die Heilige Gees. 10 is 90% van julle, 95% is nie almal van julle alreeds vervul met die Heilige Gees wat opgekom het, want om op so 'n koue aand uit te gaan kerk toe, moet jy iets weet wat ander nie weet nie. Of jy moet 'n nuwe vervulling soek, jy moet 'n nuwe aanraking soek van die Here af, om op so 'n koue aand uit te gaan. En dis iets wat ek en jy moet leer, eendragtig. Selfs die moeder van Jesus was in daardie boortrek en sy was eendragtig met die disippels gewees. En die gebeurde ding kom ons kyk aan. Hy sê uitdruklik wag vir krag. En Petrus staan op. En dan gaan ek julle so van vers 15 af verduidelik wat is die toeloop tot by vers 26. Petrus staan op en hy sê nee, Judas het Jesus verraai en hom 'n plaasvervanger kry. Jesus het gesê gaan wag vir krag. Hy het nie gesê beweeg nie. En hy gaan en hy twee ouens daar, Josef en Matthias. En hy sê
ons moet nou bid, en hulle werp die lot. Kyk wat staan daar. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Die lot, weet jy wat beteken dit om die lot te werp? 'n dice, ons roll die dice. Ons flip 'n coin. Ons gooi 2 goed in 'n hoek, en ons trek een uit. Hoeveel keer doen ek en jy hierdie goeders in ons lewe? Lot die werk, op 'n situasie. Here, as jy dit vir my doen, dan weet ek dit moet gebeur. Here, ek gaan dit doen, maar as dit gebeur, dan gaan dit so gaan. En wil jy nog 'n lekker groot ding weet, dis die laaste keer in die Bybel wat daar 'n lot gewerk word, want wanneer die Heilige Gees kom, is dit nie meer nodig nie. Dan het ek en jy 'n ander leiding, ons hoef nie die lot te werk oor iemand. Dis pretty amazing. En hy lot, en die Matthias se naam, vat jou Bybel app en dan kyk jy op die woord Matthias. Met daai skrif, nie Matteus nie, Matthias weer in die Bybel voorkom. Dit kom nie weer daarvoor nie. Maar Petrus het voor die uitstorting van die Heilige Gees, dis net, ons gaan nou in Handelinge 2 gaan ons daarvan begin praat. Petrus maak 'n keuse in sy eie krag. Hy stel hierdie ou aan. Maar in Handelinge 9 stel God vir Paulus aan. Ek sê nie Matteus is nie 'n goeie gelowige nie. Sien wat ek sê nie. Ek sê soms beweeg ek en jy voordat ons krag ontvang. Soms beweeg ek en jy in ons eie krag. Die opdrag was eenvoudig, hy het gesê gaan wag vir krag. Hy het nie gesê en stel vir ons 'n apostel of nog 'n disipel aan. Want weet jy wat het nou gebeur na die Heilige Gees uitstorting? Hy sê gaan dan heen en maak wat? En so wat is julle almal wat hier sit? Wat is ek? 'n disipel. Die ballgame het gaan nou so 'n bietjie change. Ek sê nie Petrus is verkeerd nie. Sien wat ek vir julle sê nie. Petrus gaan nou net hierna 'n fantastiese speech doen en doop hy 3000 ou. Was net fout met Petrus nie. Petrus het nie geweet nie. Wie weet die voordeel van my en jou, ek kan jy weet. Want ons lees nie goed. Petrus het nie geweet nie. Hy was genuine daar, 'n regte mens op 'n regte plek in afwagting. Weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5. Ouens, in ons tyd, nee, ons wil gou 'n aanraking van die Heilige Gees hê binne 'n uur se diens. Sing 5 songs. Moenie my verkeerd verstaan nie, hoor. Dit was fantasties lekker. Hierdie ons het 10 dae in wag. En vandag kyk wonder ek hoeveel van die 120 was oor. Ek moet job toe gaan. My honde moet kos kry. Hierdie ons sit en wag. Nou daar's nie soveel detail, ek weet nie of hulle shifts gewerk het of wat ek al nie, maar hulle sit in die bovertrek en hulle wag. Hulle wag vir krag. Ons kan leer by hulle. Dit eintlik die kerk glad nie sluit nie. Een worship team moet na die ander volgende worship team kom. Dis hoe dit is. Maar as die gemeenskap se hande oop is, ons kan bly geld kan ons dit doen. Ek preek elke dag, ek sal dit like. Ek het voor die diens het ek ook vir hulle gesê, as ek net 'n ander wyf van inkomste gehad het, dan sou ek wragtig dit elke dag gedoen. Maar realiteit sat hy ook hier in die gesig. Toe werp hulle die lot. Die laaste keer wat die Bybel praat van die lotwerp, want dit is nie meer nodig hierna nie. Kom ons kyk aan. Kom ons oordink hierdie gedeelte. 40 dae na die opstanding vaar Jesus op na die hemel en 10 dae daarna is dit Pinkster. Nommer 2, ook die laaste dokumentering van die teenwoordigheid van Maria. Nommer 3, Petrus stel vir Matthias aan voor die uitstorting in die werk van die lot. Laaste maal wat van Matthias gehoor word en van die werk van die lot. Kom ons kyk aan. Die wet bring dood. Ons lees in Eksodus 32 vers 15 af. En Eksodus 32 gaan oor Moses gaan op die berg. Moses gaan kry kliptafels by God. Julle weet wat het hierdie wederstrewe volk gedoen. Aan die onderkant Moses bly te lank. Weg, wat maak hulle? 'n goue kalf. Moses is al bo. Moses kom terug, kliptafels in die hand. Ons kyk wat gebeur. En Moses het omgedraai en van die berg afgeklim met die 2 tafels van die getuienis in sy hand. Tafels wat op al 2 kante beskryf was. Hulle was op die een en op die ander kant beskryf. En die tafels was die werk van God. Die skrif was ook die skrif van God. En die tafels gegraveer.
skiep so 'n paar versies, net terwille van tyd. En Moses kom daar, en hy sien maar, hierso is 'n goue kalf. En God sê vir hom, maar Moses, wat gaan die aan? En hy gaan na Aaron, hy sê, Aaron, wat gaan die aan? En Aaron, ek weet nie of hy dink ons is stupid nie, ek wil hy met Jan die tyd, Exodus 32 gaan leer. Hy sê nee, die ouens het kwaai geraak, jy weet hoe weer hulle streef, want die volk, hulle het hulle ringe uit, hulle ore uitgehaal, en al die goud wat hulle gehad het mekaar gebrand, so dit fyn gemaak, en so dit in die vuur opgegooi, sê Moses, jy sal nie glo wat gebeur, en dan kom 'n goue kalf by die vuur uit op. Dink ons is stupid. Hy lief. Okay, there you go. Feit van die saak is, hulle het 'n kalf gebou, en hulle het die kalf gedien. Die skaap, wat ook al dit was. Goue dien. Het hulle gedien. En Moses het vir Aaron gesê, wat het die volk jou gedoen, dat jy so 'n groot sonde oor hulle gebring? Toe antwoord Aaron, laat die toren van my Here nie ontvlam nie. Self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is. Die Here sê toe vir Moses, Moses, die ouens wat na jou toe kom, vra vir manne wat na jou toe kom, wat regverdig is. Hy vra, hy sê, boys, kom ouens, as ek hier so gou vra, dan kom hier so 'n paar van julle uit, en so, ons het nie gebuig vir hierdie plaas nie. Die stam van Levi kom so. Die stam van Levi, God sê vir hulle, sit julle swaarde aan, gaan kry julle belde, sit julle swaarde in julle belde. Hulle sit hulle swaarde in hulle belde. Ons kan kyk na vers 27 toe. Ons lees, en hy het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan heen en weer van poort tot poort in die laar, en laat elkeen sy broer, en elkeen sy vriend, en elkeen sy naaste doodmaak. Jong, pastoor, wat sy diens is die. Hierdie ouens gaan maak, hierdie ouens wat afgoderry gedoen het, hulle gaan maak hulle dood, en kyk hoe hierso, hier is 'n fenomeen. Ag, dis nie 'n fenomeen nie, dis maar net hoe die woord van God werk. Hier is in vers 28, en die seuns van Levi het gehandel vir ons die woord van Moses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. Moses kom met die wet, en 3000 ouens sterf. Kom ons kyk aan. Die Heilige Gees bring lewe, onthou daai laaste versie. Ons lees 2 Korintiërs 3 vers 7. Hy sê so, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, met ander woorde, die kliptafels wat Moses daarin gebring het, hy verwys na dit as die bediening van die dood, en ek lees daar na die komma weer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Van die ander vertalings, ek hou van die Engelse vertalings, ek het nou nie een ingestit vir ons hierson, maar hulle verduidelik vir my net soveel mooier. En ons lees vers 9, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Die bediening wat ek en jy heiliglik in is, die tydlyn waar ek en jy onsself bevind, is 'n regverdige bediening. Ons dien 'n regverdige God. Maar dan moet goed gebeur, hierdie Jesus, voordat ek en jy op hierdie punt kan kom, dat ons die Heilige Gees kan ontvang, moes hy eers verskriklike goed gegaan het. Want as jy gaan kyk na die verskillende feeste en die tye van die feeste, dan moes hulle lammetjies slag. Ek en jy hoef nie meer 'n lam te slag. En die lam is reeds geslag. Die lam sit heiliglik, soos wat ek en jy praat, en jy weet dit al vir jare. Dit is nie nuwe kennis vir jou nie. Dis 'n herinnering aan dit. Hy sit nou daar, en as ek en jy nonsens aanjaag en sê, dan klim hy so tussen die toren van God en jouself in, en dan sê hy vir die Here, Here, hierdie is my kind. Hierdie een luister vir my. Hierdie ene, wie van julle maak nie foute nie? Sjoe, ek maak baie fout. Jy weet, pastoor Andries met wel, en hy sê, kom bedien op Pinkster, toe sê ek soos, nee. Weet jy hoekom het ek gedink, nee, want ek weet ek is sonde. En ek weet, jy weet waarmee jy jouself besig hou, wat luister op die radio, wat sit jy so? Ek dink ek en jy moet ophou vir onsself te lief. As jy besig is met die verkeerde goed, my broer, my suster, stop dit. As jy besig is met die verkeerde goeders,
Stop dit. Imagine as God dieselfde bediening gehad het as wat hy gehad het in die tyd van Moses. Dan het ons broerswaarde gevat en hulle het ons kom doodmaak. Jy sien, jy kan lekker lieg, maar dan kan nie eintlik veel met jou gebeur nie. In hierdie lewe. Maar daar gaan definitief iets met jou gebeur in die volgende lewe. Daar gaan definitief iets met my gebeur in die volgende lewe. Hierdie vervulling van die Heilige Gees is die begin van 'n splinternuwe bediening, 'n regverdige bediening, 'n goeie bediening. 'n Bediening wat God duur laat betaal het met sy seun se bloed. Dis nie sommer net enige bediening nie. Dis 'n bediening wat duur gekoop is. Ons lees vers 8. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Ons kyk na 9 toe. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Ag my broer, ek vra vir jou, nee, gaan lees hierdie stukkie in konteks van 2 Korintiërs 3. Gaan lees hom in konteks en gaan kyk of ek nou vanaand julle lief. Wat hy sê dat die wet maak dood. Punt nommer 2 was die wet maak dood. Punt nommer 3 is die Heilige Gees maak lewend in hierdie nuwe bediening. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê die volgende: Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Vryheid vir wat? Vryheid om te doen wat jy wil? Nee. Vryheid om vir die eerste keer te doen wat reg is. Ek en jy die geleentheid om te doen wat reg is, omdat ons vervul kan word met die Heilige Gees. Weet jy, ek dink nie weer 'n keer aan die 120 mense wat daar bo gesit het. Hulle sit daar en hulle wag, maar hulle was eendragtig saam. En hulle begin bid. Ek imagine net een van hulle het vir mekaar geskinder. Die een ou het iemand iets slegs gesê oor sy voorbakkie wat oor die lek nie. Nee. Hulle het daar gesit in eendragtigheid, in 'n afwagting op iets wat hulle nie 'n klou het wat gaan gebeur. Dis glo anders, ek dink as ons betrokke was daarso. Nee, maar hierdie ouens was ook op 'n ander vlak gewees. Jy weet, hulle het saam met Jesus rondgeloop. Hulle het gesien hoe Lazarus in die graf het kom. Hulle het gesien hoe blindes begin sien. Hulle het gesien hoe krepeles opstaan en loop. Hulle het dit gesien. As ek het dalk 100% so gesien het, dan het ek ook 10 dae gewag. Want soos wat ek my persoonlikheid ken, so dalk hier by dag 3 moet opgegee het. Hy sê in Engels, hy sê, now the Lord is the passage, in this passage is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. Nou kyk ons na Handelinge 2 vers 37. Ek sien hierso op Moses kom van die berg af met die antwoord. Wie het die antwoord in die hand? Die volk is wederstrewig. Hulle het 'n kalf gebou. Hier kom Petrus uit die boventrek. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Wat het hulle gehoor? Hulle het die gespreek in tale gehoor, wat weird is. Verlede jaar het ek met ons gepraat oor die reversal van Babylon. En ek het julle die Ou Testament uit gaan haal waar God gesê het, hy gaan herstel die hemelse taal. En hier verstaan almal van hulle wat daarna boventrek gepraat word. En hulle noem 'n lys van ouens daar in Handelinge 1, van hoeveel ouens was aangeraak deur hierdie klomp tale wat gespreek is. Maar almal van hulle kan hoor, en vir 'n oomblik is daar 'n reset, dat hulle hierdie taal kan verstaan. Wat het hulle gehoor? Hulle het gehoor wat bo aangaan. Paar goeders, né? Hulle het gesê dit was 'n rukwind. Dit was 'n loud storie geweest. Gaan lees maar so iets soos die The Passion Translation. Hy verduidelik dit vir ons pragtig. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, nadat hy daar die boventrek uitgekom het, en hy sê, bekeer julle. Ek wonder of dit moontlik was vir ou wat voor die kruisiging, of dit moontlik was om hom te bekeer.
Die Afrikaanse taal is te arm. Die woordjie bekeer word in Engels in twee goedes verduidelik: wegdraai en na dit toe draai. In Afrikaans het ons met 'n probleem, ons het met een woord bekeer. Draai weg van iets af en draai na iets toe. Maar hy sê vir hulle, draai weg van die verkeerde goed af, draai na Jesus toe. Dis wat hy vir hulle sê, as hy sê bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en hulle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wanneer jy kyk daar, julle sal miskien die gawe van die Heilige Gees ontvang. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ons lees aan, vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God naam toe sal roep. Met baie ander woorde het hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit die verkeerde geslag. Kom ons kyk na die derde laaste slide. Handelinge 2 vers 41 sê vir ons die volgende: die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. 3000 siele toegebring. Is dit nou maar net 'n coincidence dat hierdie twee stories so baie mooi by mekaar inpas? Dat toe die wet afgebring word, dat daar 3000 mense sterf, en jy weet, as ek en jy lekker verstaan wat gebeur met jou met die doop, dan het jy eintlik maar ook gesterf. Daar sterf 3000 ouens. Toe Petrus vir hulle sê, bekeer julle na elkeen van julle gedoop word. Wat het daai 3000 ouens op daai wonder van die Bybel af geweet? So, al wat hulle van weet, hulle het gehoor wat die Here sê, maar dan kan jy hulle taal praat. Dis al wat hulle weet. En hierna, dis die begin van die kerk. Hierna is hulle geleer en daagliks is daar boetas en sissas bygevoeg. Hulle het aan 'n paar goedes ook gedoen as jy daar verder gaan lees. Het al hulle goed verkoop, het onder mekaar verdeel. Try dit in vandag se kerk. Dis moeilik net om die blikkie vol geld te kry. Wat nou van jou grond verkoop en dit verdeel onder die mense? Ek het lekker groot werk, nee. En ek moet die mic in jou. Dis nie so maklik nie, hoor. Eksodus 32 vers 28 sê die volgende: en die seuns van Lewi het gehandel volgens die woord van Moses en daar het van die volk op die dag getrek 3000 man geval. Die wet bring die dood, die Heilige Gees bring lewe en vrede en heerlikheid en sit nog 'n klomp woorde daarin. Dis wat die Heilige Gees vir ons bring. Ons kyk aan, ons gaan dit oordink. Die wet kon nie red nie. Die wet kon nie red nie. Dit het nie gewerk nie. Kom ons vat vandag se landswet. Die landswet sê jy mag nie steel nie. Steel mense. As jy mag oor rooi ligte ry mense oor rooi ligte. Die wet werk en die wet kon nie red nie. En dit is wat vir my so, ek hou daarvan om te sê mind-blowing en maak het so. Love it. Want hierdie is mind-blowing. God kom en hy kom red sy eiendom. Hy kom koop wat klaar syne is terug. Staan nog steeds. Al wat ek weet is dat dit gee vir my so warm gevoel in my hart van 'n lief God vir jou is. 'n lief God vir my is. 'n lief God vir die mensdom is. 'n lief God vir almal hier op aarde, dat hy gedoen het wat hy kom doen het. As ek God was, ek weet. Dis net 'n mens. Dan was jy nie in sulke goeie hande gewees. Jesus as volmaakte offer het ons vry gemaak. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om te lewe terwyl jy leef. So jy sterf en dan kan jy lewe. Dis 'n bediening wat die moeite werd is om te volg, né? Nommer 3. Nou kan ons lewe as gevolg van die dooping, vervulling met die Heilige Gees. Wanneer jy met so oombliekie daar sit en net dink hoe gelukkig is ek en jy om vrylik ons godsdienst te kan beoefen. Nommer 1. Nommer 2, om alreeds vervul te wees met die Heilige Gees. En daar's 2 goedes wat vanaand met jou kan gebeur. Nommer 1, jy kan vir die eerste keer gedoop word met die Heilige Gees. Nommer 2, jy kan 'n vernuwing kry. 'n Vernuwing. 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 'n Vernuwing.
nuwe vervulling. Ek dink in Handelinge, ek praat onder korreksie, is omtrent 7 keer wat daar so groot uitstorting van die Heilige Gees was, wat daar gedokumenteer is, waarvan hierdie apostels en disippels wat by die oorspronklike uitstorting was, weer vervulling gekry. Wat hulle weer in tale gespreek, wat hulle weer onder daardie salwing geval het. Weet en ek dink nie daar waar Petrus gestaan en preek het en die Heilige Gees val bo op die heidene. En hulle begin tale spreek en hy sê, wat moet ons doen? Wie kan die water weet? Kom ons moet hulle doop. Is daar 'n resep? Is daar 'n perfekte resep om te sê, jy word eers met water gedoop en dan gedoop met die Heilige Gees? Of is dit eers Heilige Gees doop en dan water? Of kan dit saam gebeur? Of kan dit dalk 'n tydperk uit mekaar uit gebeur? Dis nie belangrik nie. Wat belangrik is, dat ek en jy moet besef dat die Heilige Gees en die bediening van die Heilige Gees bring lewe en vrymaak. Kom ons sit net so by mekaar. Ag as jy wil en daar sit iemand langs jou, kom ons vat net hande en ons is eendragtig saam. En ons vra vir die Here om ons vanaand te kom aanraak. En as die praise and worship span, Anita, jy staan vir ons daai eerste lied sing waarmee jy begin het vanaand. Kom ons sit net so en vergeet nou van die wêreld en al sy probleme. En kom ek en jy sit net in ons konsentreer en ons fokus daarop dat ek en jy vanaand 'n nuwe aanraking van die Here af sal kry. Here Jesus, ons is so lief vir U. Heilige Gees, U is so baie welkom hier by ons vanaand. Here, kom maak vir ons lewendig. Here, sommiges van ons, Here Jesus, ons omstandighede het ons baie seer gemaak. Here, soveel so dat ons dood voel, Here. En my gebed is vanaand, Here, dat die Heilige Gees elkeen van ons, Here, in U liefde en U kante kom opvou. Here, dankie dat die Gees elkeen van ons afsonderlik bedien vanaand. Here, is so welkom by ons. En ons gee oor aan U vanaand, Here, ek gee oor aan U vanaand. Dankie, Here, dat U ons op hierdie oomblik besoek, Here. Dankie, Here Jesus, vir wat U doen vir mense vanaand. Here, ek bid ook vir mense wat op die radio luister, op die oomblik, Here, op YouTube, op FM Gospel, Here, ek bid dat Julle daar in hulle sitkamers aanraak, Here Jesus. Here, my gebed is dat die Gees, Here, die Gees van waarheid, Here, dat Julle op die oomblik sal vul. Dankie, Here, vir wat U vir ons doen op die oomblik. Here Jesus, vir wat U vir ons doen. Dankie, Here Jesus, wat U vir ons doen op die oomblik. As daar iemand is wat graag op vorentoe kom, dat U welkom kom. As jy net daar wil sit en net die heerlikheid van die Here wil ervaar, dis ook oké. Kom ons luister net hoe hulle ons bedien met sang. En kom ons sing saam, ons sing vir die Here. Ons wees net in sy teenwoordigheid, en dit is so lekker in sy teenwoordigheid. Vanaand wil sê, ag Here, raak my net aan. Vul my met die Gees. Wil ek jou uitnooi, neem my eer te stap in die geloof en kom staan hier voor. Ons sal jou bid, ons sal die Here saam jou vertrou. Ek sê net, Here Jesus, ek gee myself voor op U.
ek weet U gaan nou iets besonders doen. Ek weet U gaan iets in my lewe doen. Soos jy sal sê, Here, hier's ek. Wil ek jou uitnooi, kom.
laat hy waai deur my, laat hy waai deur my, laat die Gees van God nou waai deur my, laat hy waai deur my, laat hy waai deur my, laat die Gees van God nou waai deur my, en laat hy waai deur my, laat hy waai deur my, laat die Gees van God nou waai deur my, laat hy waai deur my, laat hy waai deur my, laat die Gees van God nou waai deur my. O waai deur my, waai deur my, o Heilige Gees, kom en waai deur my, want ek stel my woord, laat my oorloop van al die volheid, kom en waai deur my, o waai deur my, waai deur my, o Heilige Gees, kom en waai deur my, want ek stel my woord, laat my oorloop van al die volheid, kom en waai deur, o ja, van die volheid, kom en waai deur my. Hear my
Ons gaan almal net staan. Daar's 'n baie ou koortjie. Stella, soek hom net gou vir my. Set my spirit free, that I might worship thee. Kyk of jy hom gou kry. Yes. Set my spirit free, that I might worship thee. Set my spirit free, that I might praise thy name. Oh, let all bondage go, and let deliverance flow. Oh, set my spirit free to worship thee. Set my spirit free, Lord. Set my spirit free, that I might worship thee. Set my spirit free, that I might praise thy name. Oh, let all bondage go, and let deliverance flow. Oh, set my spirit free to worship thee. Ons gaan nog eenmaal sing. Vra wie gaan nog ons saam met daai stuk waar hy sê, weet ons is waarlik vry deur die Gees van God wat ons vry maak, en in daai vers ook gewys. Ek en jy kan vry wees in die Here. Here, maak my net vry dat ek kan loskom van al hierdie goed. Loskom van al hierdie bande wat my so vashou. Ek vry kan wees in God. Vry om hom te loof en te prys soos ek wil. Weet wat, ek gee nou wat mense vir my dink as ek die Here loof en prys. Hulle kan maar sê ek is mal, en sê ek is mal vir die Here. Want dis waaroor dit gaan. Here, maak ons gees nou vry om U te loof en prys in daai vryheid van die Gees. Oh, set my spirit free, that I might worship thee. Set my spirit free, that I might praise thy name. Oh, let all bondage go, and let deliverance flow. Oh, set my spirit free to worship thee. Oh, set my spirit free, that I might worship thee. Oh, set my spirit free, that I might praise thy name. Oh, let all bondage go, and let deliverance flow. Set my spirit free to worship thee. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We gotta lift up the mighty name of Jesus when we sing the song. We gotta
worship the King. We gotta praise His name. We gotta lift up holy hands. We gotta worship the King. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We gotta lift up the mighty name of Jesus. When we're singing the song, we gotta worship the King. We gotta praise His name. We gotta lift up holy hands. We gotta lift up holy hands. We gotta lift up holy hands. We're gonna worship the King. Hallelujah. Hallelujah. Dank U, Jesus. Nou broeder en suster, dankie dat julle hier was. En ek wil julle regtig uitnooi na môre aand toe. Die Here het nou anders besluit. So Kobus het longontsteking en ons gaan voorbid dat die Here ook gaan aanraak. So ek gaan self bedien môre aand en ek het nie so waar ek gaan praat en dit is maar altyd kontroversieel as mense dit hoor, maar ek praat uit die Bybel uit. En ek gaan vir uit die Bybel uit wys wat beteken dit om gedoop te word met die Heilige Gees? Hoekom moet ek gedoop word met die Heilige Gees? Ons gaan net skrif vat. En dis wat so belangrik is en ek wil julle uitnooi dat julle môre aand gaan kom. Asseblief dat julle ook nou nie vanaand huis toe kan gaan nie. Daar's vir u heerlike sop, vars sop vandag gemaak vanmiddag. Daar in die saal met 'n broodjie en kuier net so 'n bietjie saam. En wie wat bring môre aand iemand saam? Ons het net die 2 punte by diere. Was nou vanaand pastoor Frans baie dankie. Besonderse oor daai 3000 het my nou weer so 'n bietjie gekielie. En so 'n bietjie dinge wakker gemaak en dis absoluut 'n tipe daai wat die stamleefie gedoen het 3000 doodgemaak. Dit is 'n tipe wat vorentoe wys van as mens onder die wet uitbeweeg wat gebeur. Dan sal 3000 wat op bekering kom. So dis awesome. So ek kyk regtig uit vir u ook dan môre aand en ons gaan die Here loof en prys. Pastoor Jaapie, kom sluit net vir ons af. My stem is bietjie jesig. Dankie. As het probleem is, is my probleem. Dit kan raak as jy môre moet preek. Hoor. Kom sluit ons oor. Here, hoe awesome is U net nie. Dankie vir vanaand se woord. Dankie Heilige Gees dat U in ons harte kom werk het en dat ons dit kon verstaan. Kan vanaand weet, Here, ons is vry om U te aanbid, soos ons nou gesing het, Here. Here, dankie vir pastoor Frans, seën hom, sy gesin, seën hulle daar waar hulle besig is om te bedien. Dit vir elkeen wat vanaand hier is, seën elkeen, Here. Elkeen wat op die YouTube kyk en Facebook kyk, seën hulle ook. En dankie dat ons by mekaar kon gewees het om U te dien, U te aanbid, U naam groot te maak. Dankie ook vir jou wat die sop gemaak het, Here. Ons vra U ook sal seën en heilig. En as ons huis toe gaan, Here, ons sal veilig wees in U hande. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Amen. Baie blessings. Neem net gou die sitplek. Ek wil net gou iets met julle deel. Dit sal net so 'n uur vat, moenie worry nie. Ek het vandag 'n klomp oproepe gehad. Mense wat in verskriklike nood is. Mense wat nie weet wat ek kan doen nie. En dit het my net weer laat dink, daar moet iets aan die gang nou weer wees. Want die afgelope paar dae is daar 2 babetjies dood wat ons moet begrawe. Een was 4 maande oud, een 2 weke oud. En dit is die volgende paar dae die goed wat gebeur. En ons het die Here nodig. Dit Org moet 'n jong laaitjie opvolg. Hy het die pa begrawe, dwelms die mekaar gewees. Jy was in die hospitaal by hom, jy het die begrafnis ook gedoen. En die laaitjie se lewe is vernietig. Hy weet nie wat hy kan doen nie. Iemand wat op sterwe lê van kanker, nou nog 'n kontak. Dit is slegte goed. Vrou wat nie weet wat hy kan doen nie. Sy weet nie wat om te maak met haar lewe nie, want alles is deur mekaar. Dis nie goed wat besig om te gebeur om ons. En dit sê net vir my iets, as iets nou stoor, God is besig om iets te doen. Dis hoekom die veld so lustig is. So ek en jy moet God se aangesig soek en kom môre om te verwagting.
En sê, Here, Isak, gebruik my net soos U wil. En Here, dat U môre aand my afspraak gaan hê en vir my gaan aanraak op 'n manier wat ek nie gedink het moontlik is nie. Vertrou die Here vir môre aand. Vir iets besonders in jou lewe. En jy's reg, jy moet môre aand nie wees hoe jy my al bedien nie sien. Die Here is trou. Die Here is so groot. En hy is so wonderlik. Ek was nou net die naweek hier nie, want ek was in Malalaan, ek het 'n troue gehad, Saterdag, en nou het ek julle vertel. Gister het ek en Melanie kerk gejippel, want ons was nou nie hier nie, ons was nog in Malalaan, toe het ons gister in die Kreerwiltuin ingegaan vir die dag. En julle daar bless die Here ons. Ek is so mal oor 'n buffel, maar ek sien buffels nooit. Ons het gister 8 keer buffels gesien. 8 keer. 8 verskillende sightings. En 3 van hulle, Japie, die een was seker 200, 300, 400 buffels. Dit was net So ag die Here het ons so geseën en dit was so besonder. En weet jy, ek sien ook nooit Bobbejane nie, ek het sommer 'n klomp van hulle ook gesien. Die regte Bobbejane, hoor. En ja, die Here is getrou. Weet julle, dit was vir my en haar net 'n goeie wegkom en ons het 'n besonderse troue ook gehad en ag die Here is getrou. Maar vertrou die Here vir iets in jou lewe. Vertrou hom vir 'n nuwe aanraking, vertrou hom vir 'n nuwe hervulling en invulling van sy gees. En dat iets in jou lewe gaan gebeur. So môre aand kan jy hom wees. Who knows? Die Here weet. Julle is welkom om nou deur te stap asseblief, 'n soppie en 'n broodjie. Ek het ook nog nie geëet vanaand, so ek gaan nou eet. Okay, saam met julle, is dit reg? Blessings op baie dankie vir julle.